Geliefdes, ja, goeienaand. Wat 'n voorreg is dit om hierdie aand af te sluit. Heeldag besig gewees. En ja, mense werk in hierdie God het raak nie klaar nie. As jy die nuusblaaie oopmaak of jy maak Facebook oop of jy gaan op een of ander social media platform, dan sal jy agterkom dat hoeveel hierdie crime statistieke toegeneem en dit sê vir jou eintlik dat ons wie in Christus is nog nie regtig waar aan die gang is nie. En dis waarom dit so belangrik is, geliefdes, dat ons nooit in die oogheid sal verloor om die werk van die Here wat ons baie van ons dink onnodig is. Jy weet, daar's 'n skrif wat sê, sê hulle wat sê Here, Here, nie was hulle wat die wil van God doen en baie maak spot, hy spot oor die feit dat ons jy weet, tydig en ontydig hierdie evangelie, jy weet, preek, ons probeer dit soveel as moontlik deur te gee, maar ja, ek is die Here dankbaar vir elke geleentheid wat ek kan kry om die naam van die Here groot te maak. I don't know when my time would come that I'll be silent. No, I can't be silent by anything else but if God will sustain my body so much so that I can do what he assigned me to do on this platform. So ek is die Here dankbaar. Um mens kry nie besoldiging vir dit wat jy doen nie. Jy weet jou kooppunt wat jy moet hê is duur. En jy weet ek kla nou al hoe lank al vir 'n beter kamera foon of 'n kamera. Die goed is baie duur. Wat ek dank God vir dit wat ek het. Kan dit daar opgroei en jy weet, wanneer die finansies daar is, by koop en so aan. Geliefdes, ons moet nooit hierdie geleenthede by ons laat gaan. Nooit. Daar's te veel wat uitroep behalwe. Ek het nog vandag op Portugal gewees, by die tronk daar, in 1996 het ek daar begin, my diens, in die korrektieurdienste, en ek het was my weer goed om, jy weet, my ou collega's te sien, hulle wie saam met by die college was, ons almal het daar begin, jy weet, almal het daar begin, en God al die ere, hy doen wonders, en jy weet, toe verneem van hierdie troepie van my Mapula, wie ook siek is en hier is, aandoenings en hier werk ook nie meer reg nie. Maar hy is nog lewendig en jy weet, terwyl daar lewe is daar hoop. Ons moet net nooit hoop opgee nie. Al, jy weet, beklei ons tot die bitter einde toe, moet nooit hoop opgee nie. Jou genesing lê in die Here. Ek dink spesifiek aan ook 'n ou kollega, Kobus de Wie, toe hy gediagnoseer was met hierdie brein tumor, storie van hom, was hy in die begin ook negatief gewees, maar jy weet mens, wanneer jy begin aanvaar dat jy die siekte het, weet, kan jy vinniger aan jou genesing werk. En hy het geglo dat die Here kan is snaaks genoeg, wanneer jy daai ernstige siektes kry, dan is jy bly jy nie in die kerk uit, jy gaan kerk toe en ek dink daai was 'n stadium wat hy gereeld toe maar in die huis van die Here uitgekom het. En daar is Kobus te wie blakend gesond, hy stap, hy oefen, hy is gesond, daar is die teken van tumor nie, en hy het is 'n operasie gehad. Dis hoekom ek sê, as die Here jou geloof sien, en hy sien hoe
jy die dit nodig het, dat jy moet genesing kry, dan doen jy dit wat jy van hom vra. Dis 'n God wat regtig waar nie, jy weet, toekies omdraai of agter die hoekie omwerk nie. Nee, hy hou sy woord. So, geliefdes, ja, die dag was miskien vir u moeilik, die dag was miskien nie interessant nie. Maar daar is verander, want dit 'n interessante dag gewees het en 'n lekker dag gewees het. Ons kom almal aan die einde van 'n dag en dan kan ons op die einde van die dag sê, to God be the glory for great things he has done. Of ons nou 'n goeie dag gehad het, of ons nie 'n goeie dag gehad het nie, die feit dat ons lewe en die einde van die dag kon saam met familie kon deurbring, is baie beter as hierdie slegte ervarings wat jy miskien gehad het, of wat 'n ervaring jy ook mag gehad het in hierdie dag. Jou familie het jou gesien, het jou familie gesien en julle tyd spandeer, julle het lekker saam geëet, julle het lekker saam gesels en die televisie gekyk en hier is ons vanaand besig om afskeid te neem van hierdie Dinsdag. Môre Woensdag, ons is amper by die Paasnaweek. Families gaan vakansie hou, die skole het gesluit en baie gaan konferensies toe. Uh die verkeersplanne is al klaar uiteengesit vir hierdie naweke wat kom. So ja, daar's baie goed wat gaan gebeur. Ek myself gaan hierdie jong seun in uh ek aan Turkye gaan haal. Ons was nou 2 keer daar en nou hierdie keer gaan ons nou op optel, dan kom hy huis toe. En man, ek sê vir u, daar's to God be the glory, great things he has done. Wat kan 'n mens sê van al hierdie dinge as God vir ons is? Wie kan teen ons wees? Ek is net die Here dankbaar vir uitgespaarde lewe. Familie, ons gaan slaap en my bemoediging vanaand is dat die Here vir u 'n goeie nagrus gee. Wat ook al u beplan, mag die seën van die Here daarop wees. Ook die volgende, as daar tekortkominge is, I'm experiencing it now. Jy weet, ek wag nog steeds vir die Here. Ek is hier, jy weet, ongeduldig nie. My geloof is in die Here dat hy een of ander tyd fontein gaan opdraai of 'n kraan gaan opdraai en die seëninge van die Here finansiëel gaan neerweet. I'm expecting a mighty move of God. Ek is hier regtig waar, ek glo God. Veral in die situasie waar ek in is, ek glo dat die Here my finansiëel gaan seën. Ek glo soos wat ek glo, so sal dit wees. Dieselfde kan ek vanaand vir u sê, as u miskien in hy plek is, in dieselfde scenario is waarin ek is, en dan loop jy reg en die dinge is net 'n bietjie te mekaar en wat weet jy wat, ons moet net glo. Pas op die Here, hy alleen kan dinge vir ons verander en goede laat meewerk. Geliefdes, ja, ons het aan die einde gekom. As u by die foon sit, kan u net oorsluit en laat net afsluit en lekker die Here se seën en veiligheid oor ons jy weet, lewe en huise afbid en gaan ons lekker slaap en môreoggend praat ons weer met mekaar. Vader, jy moet baie dankie vir die geleentheid om weer op hierdie halfuur net met die mense van ons dorp te praat en selfs hulle weer die uitsending optel. Dankie Here vir u woord wat waar is. Bybel verklaar wat sê dat ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Dankie Here dat ons weet vanaand dat ons net deur u toegang kan kry. Dankie dat ons weet, liewe Here, dat u Here God is en God met ons is. Dankie dat ons weet, liewe Here, dat u ken ons. U het ons by ons naam geroep en ons is u se. Dis my gebed, liewe Here, dat u ons in hierdie nagtelike ure sal bewaar, behoed en beskerm. Here, sny elke ongeluk, sny elke siekteaanval, sny elke dood vanaand af
En ek weet, Liewe Here, aan U kom die eer, die lof en die aanbidding toe. U is God en daar is niemand soos U nie. Daar is 'n koortjie wat sê, Here, sickness, you are late, poverty, you are late, the battle has been won on Calvary. Ons nader die tydperk in waar ons Paasfees gaan herdenk en geniet. Wil U vir ons weer op die ere bewus maak vir die prys wat U betaal het. My gebed is, seën ons vanaand, maak ons weer in die môre uur wakker met uw moed, uw ywer, en ons sal nooit vergeet om die lof en eer aan U toe te swaai. Amen. Geliefdes, ja, die Here kry die lof, die Here kry die eer. Ons praat weer op 'n volgende geleentheid. Salom, die Here is in beheer.